Maak ons Bybels oop by Romeine, hoofstuk 8. Romeine, hoofstuk 8. Die boek Romeine, 'n brief, geskrywe deur die apostel Paulus onder inspirasie van die Heilige Gees, is 'n besonderse brief wat vir die kerk nagelaat is. 'n Brief wat ons as gelowiges nog steeds lees sedert daardie eerste eeu, en kerke word vandag steeds bemoedig en geleer en gelei. Ons belydenisskrif, die Heidelbergse Katekismus, is geskoei op die struktuur van hierdie boek. Eerstens, hoe groot my sonde is, hoe ek van my sondes verlos kan word. Tweedens, in Christus, en hoe ek vir daardie verlossing dankbaar kan wees. Die skriflesing kom uit die middelste gedeelte van daardie indeling, hoe ek van my sonde verlos kan word. Ons lees saam vanaf vers 1. Romeine 8 vanaf vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees, wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en ook mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ek herhaal vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Geliefdes, ons staan stil in die prediking by die eerste 8 verse, waarvan vers 1 dan daar die kern is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus,
Wat beteken dit om te wandel? As ek iemand sien wandel, en dis 'n ou woord, meeste mense sê jy loop, of jy stap. Maar om te wandel beteken om te loop, om te stap, sigbaar in teenwoordigheid van die wêreld, daar waar ons is. Ons beweeg van een punt na 'n ander punt, en ons is in beweging, en ons beweging gaan tot by 'n sekere plek. Partykeer is ons dag net 'n gestoei van een punt na 'n volgende punt, terug na dieselfde punt, en dit was ons wandel vir die dag. Maar waar ons gewandel het en hoe ons gewandel het, was sigbaar. Niemand van ons kan sê, ons wandel in die geheim nie. Niemand het my gesien waar ek geloop het nie. Ons is immers nie in die geheime diens nie. Ons is in die openbare diens van Christus Jesus. En elkeen wat dink ons kan wandel in die geheim, moet oordink, moet anders dink, moet weier dink, moet beter begryp, wat is ons taak hier op aarde? Om te wandel is 'n teken van lewe. Om weg te kruip is 'n teken van dood, moedeloosheid en hooploosheid. Om te wandel is 'n teken van ewige hoop. En wanneer ons in die Psalm 1, hoor van twee weë, 'n plek van wysheid en 'n plek van dwaasheid, gee die Here deur sy woord vir ons hier in Romeine 8 'n soortgelyke tweedeling. Wandel in die gees of wandel in die vlees. Wanneer die Here Jesus deur sy apostel skrywe, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dan hoor ons die woord, die sterkste woord wat almal op hulle lippe het, jy mag nie veroordeel nie, omdat almal reken wat reg is, dat God alleen finaal veroordeel. En as God self deur sy Gees sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, dan is daar veroordeling vir die wat nie in Christus Jesus is nie. Dieselfde swaard sny beide kante toe, een tot troos en een tot hartseer. En vir die gelowiges wat hierdie boek lees, hoor ons die troostwoord van, daar is ewige hoop vir die wat in Christus Jesus is nie. Verskoning, daar is ewige hoop vir die wat in Christus Jesus is. En die wonderwerk wat God bewerk is dat die ganse wêreld sy evangelie hoor. En ons kry die troos in Efesiërs 1 vers 4, dat voor die grondlegging van die wêreld die uitverkiesing plaasgevind het. Dat God gekies het waar en wie tot geloof sal kom op watter moment. U en ek sit met die wonder, is ons dan uitverkies? En die Here gee vir ons die sigbare teken van ja. Hoe gee hy dit? Hoe gee hy hierdie wonderbaarlike verlossingspad vir elkeen wat glo? Eerstens gee hy geloof. Hy kom en hy kom gryp. Johannes 3 verduidelik die wedergeboorteproses, waar God kragtig van bo af, sonder dat ons weet wanneer dit gaan gebeur, hoe dit gaan gebeur, met wie dit gaan gebeur, dat hy geloof skenk. En almal wat tans in geloof wandel, kan sê, ek onthou van 'n tyd, en dan onthou ek van 'n ander tyd. Vir party was dit 'n baie gladde oorgang, ek het nog altyd die Here geken, of iemand wat sê, dit was 'n growwe oorgang.
Dit was 'n skielike oorgang. Ek was op hierdie pad en ek is gedraai. En my lewe is van daardie dag af anders. Albei het gewandel. Een was van die begin af van 'n wandeling onder die geklank van die woord, baie keer. In 'n liefdevolle huis, baie keer. En die Here praat, almal hoor, almal doen. Die Here is naby. Dan kry ons huise waar dit nie die geval was nie. 'n wandel volgens eie begeerlikhede. En hier gee die teks vir ons die woorde, wandel volgens die vlees en wandel volgens die gees. Vers 1, geen veroordeling vir die wat wandel volgens die gees nie, maar die wat wandel volgens die gees. Vlees. Kom ek herhaal die sin. Daar is dan nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En dan gee vers 2 vir ons 'n saak van 'n wet. Nou, hoe werk 'n wet? As jy in jou ouerhuis groot word, en ons het almal so groot geword, dan hoor jy by iemand op 'n stadium dat dis hoe dit werk. Jy moet dit so doen. Klink soos 'n wet. Dis redelik met plig en met erns word 'n wet vir jou gegee. Dis hoe jy dit doen. Dis my ma se reëls of my pa se reëls. Dis ons huis se reëls. Dis ons wet. Dis hoe ons dit doen. Dis hoe ons dit hier doen. Ons ken dit. Ons ken landswette. Gereguleerde sake. Jy sal aan die linkerkant van die pad ry. Hoekom? Want dit is veiliger. Want almal ry links en almal gaan regs verby. Dit bewaar lewe. Dis 'n wet. Dis 'n veiligheidswet. Soos daar baie wette. En dan is daar gebruike wat wet word. Mense hou van seker goed op 'n sekere manier en sê ons hou van dit so. Dis hoe ons dit sal doen. En iemand hou daarvan ook en sê ek stem saam met jou, ons sal dit so doen. En so begin die gemeenskap saamstem oor sekere goed. En ons begin die dinge so doen. En wat baie keer gebeur, dat die gewer van die wet en die doener van die wet begin van mekaar verskil en hoekom is dit nodig? Of die wet bestaan lankal, maar mense verstaan nie die bedoeling van die wet nie. En ons mis die punt van die wet. So gaan dit met die wêreld wat by die woord van God begin het en die maak van wette en wetgewing. Geloof het die wetgewing bepaal. En Suid-Afrika is een van daardie lande wat dit kan erken. Ons het sekere wetgewing gehad in 'n ou bedeling, in jare gelede, soms noem dit die goeie ou dae. Ons het wette geken wat gemaak is op grond van die woord van God. Van daardie wette is geskraap en vervang met 'n ander reëlstelsel. 'n ander geloofsinhoud. En vandag is dit ook wet. As 'n landswet, en as 'n Bybelse wet. En 'n wet is die manier waarop jy dinge doen. As die apostel skryf, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dan praat hy van 'n wet. Die wet van die gees en die wet van die sonde. Die wet van die gees is God se wil en die wet van die vlees en die sonde is my wil. Hoe langer ek besig is met my eie wil, hoe meer wil ek doen wat ek wil. En in my wêreld kan ek besluit wat ek wil doen. Ek oortree nie die land se wet nie. Maar wat ek wel oor wonder is, hoekom moet ek nou hierdie soortgelyke ander wetgewing luister, wat nie noodwendig in die land se wet staan nie. Maar dis iets wat my ma dalk vir my gesê het. Dis iets wat my pa dalk vir my gesê het. Dis iets wat vriende dalk al vir my gesê het. Maar ek wil dit nie doen nie. Dink nie dis sinvol om daarmee aan te gaan nie. Dit word aan 'n wet.
wat ek van hou en wat ek graag wil doen. Nou die apostele dan nou stel, is 'n wet van die vlees, is jou wet. Dis 'n wet van begeerlikheid. Dis 'n stelsel waaraan ek in beheer bly van my begeerlikhede, soos ek graag daarvan hou. Ek wil my kos so eet. Verskoning. Ek wil my kos so eet. Ek wil my lewe so inrig. Ek wil my gebruike so hê. My tradisies, wat ek nou sal vestig, moet so lyk. En die wêreld maak gebruik van hierdie stelsel om tydsgees te gee. Tydsgees, broeders en susters, is hoe mense vandag voel oor dinge. Hoor die woordeskat? Hoe ek voel oor dinge. Ons ken die beginsel, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat die hart van vol is, voel die hart. En wat ons vol is, dit voel ons, dit doen ons. En omdat ons dit doen ons dit soos ons wil. En hoe langer hoe meer ons besig is in hierdie wêreld met wat ons besig is, hoe meer raak ons gewoond aan almal doen dit. En mense kom en doen dit ook. Dis nie noodwendig gekoppel aan die skrif nie en die beginsels van die skrif nie, maar almal doen dit. Dis tydsgees. Dan kom die kerk met die gees van God as drywer en ons sê dis verkeerd. Dan sê die samelewing, julle is oudtyds. Julle beweeg weg van wat die wêreld nodig het. Ons is vry. Vry van die wet. Vry van watter wet? Vry van die wet wat my gebonde maak. Vry van die wet wat my vasbind. Ek het vryheid nodig. En dan? Vers 5. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. En die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Blaai saam met my na Galasiërs 5. Galasiërs 5, lees saam met my net vers 19. Want as ons wonder wat is vleeslik dan? Ek sê dit, lees net enkele vers in vers 17 by. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Vers 19. Hoe lyk die werke van die vlees? Die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, seksuele sondes, sewende gebod sondes, onreinheid, ongebondenheid. Eerste gebod sondes vers 20, afgoderry. Met ander woorde dat God nie bestaan nie, of dat ons God nie eerste erken nie, of dat ons in die tweede gebod buig voor 'n ander. Afgoderry, towery. Sesde gebod sondes, vyandskap, twis, dit beteken om dood te maak. Vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Wanneer jy vleeslik bedink, lê die begeerlikheid van hierdie gedrag voor ons oë. En dit lê naby aan ons dat ons dit soek, want almal soek daarna. Almal gryp dit. Maar dit lê hier voor my. En ek kan nie ophou dink daaraan nie. En gevolglik gaan ek doen. Want wat my gedagtes vul, Jakobus 1, sal my dade en my woorde ook vul. En dat hierdie besig wees met goed elke dag in my gedagtes 'n geneigtheid het om te lei tot die daad wat by daardie gedagtes pas. En hier is die karakter van wandel in die gees teenoor wandel in die vlees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, sê vers 5, en die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Met ander woorde, wat God wil.
wandel volgens die Gees, nie volgens die vlees nie, want volgens die Gees beteken dat ek sal doen wat Psalm 1 sê, ek sal my gedagtes vul dag en nag met die wil van die Here, dag en nag, deur besig te wees met wat God wil hê ek moet dink ek elke dag al hoe meer aan God, en wat God wil hê, wat hy in my lewe wil hê, maar ek dink aan hom, dan is my gedagtes geneig om my dade te word, en my dade moet word wat? 'n wandeling deur die Gees. Teenoor wat wandel in die vlees, en gedagtes in die vlees dan behels. Vers 6, want wat die vlees bedink is die dood, wat die Gees bedink is lewe en vrede. Hoe langer ek in hierdie vleeslike gedagtes bly, hoe verder gaan ek afgaan in die pad. Die gelykenis van die verlore seun illustreer dit pragtig. Wanneer daardie seun sê, pa, gee wat ek toekom, wat my toekom, dan leef pa nog. Eerstens wen sy pa sterf, gee geld, gee goed, ek gaan en ek gaan. Ek gaan waar ek wil gaan, my wil, my gedagtes, ek gaan bring dit deur met almal wat ek wil, ek mors my geld, ek bring dit onsedelik deur, want ek wil dit doen. My wet sal geld, en wanneer hy niks meer het nie, en hy by die laagste punt in sy lewe kom, is die verlore seun regtig op die diepte van sy verlorenheid ontbloot. Ek het die plan gemaak. Dis die beste plan wat ek gehad het. Ek het ver gekom, kyk waar het ek gereis, kyk wat 'n wonderlike plek het ek gesien, kyk wat 'n lekker goed het ek beleef. Maar nou is ek bankrot. Fisies, want die geldjie is nou klaar. Emosioneel, want ek weet, ek staan skuldig voor 'n God, wat my stikkendheid sien. Ek kan nie meer nie. Ek moet bestaan, maar ek weet nie. Ek kan hom nie in die oë kyk nie. En dan besef hy my, 'n aardse vader, wat hy eintlik gewens het is dood, maar hy weet hy lewe nog. En nou maak hy al 'n tweede plan. Miskien moet ek teruggaan na hom toe, want by hom het ek geleer om te wees wie ek is. En hy sal my waarskynlik 'n werkie kan aanbied, beter as die bietjie wat ek nou het om te eet, sal ek dan kan kry om te eet. En stabiliteit sal dalk terugkeer, maar ek sal nie teruggaan as sy seun nie. Want ek het hom vertrap, en ek is nie werd om sy kind genoem te word nie. Ek sal teruggaan as 'n slaaf. As een wat niks is nie, een wat niks het nie, en een wat niks verdien nie. Maar ek sal naby my Vader wees, waar ek geborge kan wees, as hy my terug sal vat. En jy ken die gelykenis waar die Vader na hom toe hardloop, om die kans gee, om te sê ek wil 'n slaaf wees nie, maar 'n aanvaar seun, nie op grond van sy goedheid nie, maar op grond van die Vader se genade. Die feit dat hy terugkeer, wys die Vader vir ons, bekering het gebeur, die hart het verander, die gesindheid is afgebreek van vyandigheid en een van aanvaarding, my Vader is koning. En ons weet die Vader in die gelykenis is nie 'n aardse Vader nie, maar die hemelse Vader, wat sy kinders verwelkom. Want die 3 gelykenisse wat vertel word, waarvan dit die laaste gelykenis is, gaan juis oor elkeen waar 'n siel gegaan het na 'n plek toe, en iemand het hom gaan haal, en daar is vreugde, want een het tot bekering gekom. Wanneer jy wandel in die vlees, en jy word nie teruggebring nie, sterf jy daar. Jy sterf daar waar verlorenheid is. Dis waar jy sterf. En dis waar oordeel begin. Romeine 1 praat daarvan.
Wanneer God se oordeel in hierdie wêreld begin, dis wanneer hy die oë toemaak en niemand kan meer sien, ons maak verkeerd in die oë van die Here nie. Hy die ore toemaak, ons hoor nie meer wat ons sê oor God nie. En mense se harte word koud vir die Here en sê ons het God nie nodig nie. Wanneer hy die wêreld los om in eie gewilligheid aan te gaan. Dis waar God se oordeel reeds begin in die lig van Romeine 1. Geliefdes, maar hoor die genade. Wanneer hy deur sy Gees kom inwoon, met dieselfde krag as wat Christus opgewek is, het hy opgewek, teruggeroep en begeester elkeen om God te eer elke dag. Dit kan nie verander word nie. Ek kan nie sien wie draai waar om nie, want die Here het die pad vir elkeen gemaak. Maar wat is die teken van sy Gees wat teenwoordig is en dat die wedergeboorte geskenk is? Dat ons begin stry. Ons begin stry teen ons ou lewe en ons nuwe lewe. Ons stryd is teen daardie begeerlikhede van die vlees waaraan ons gebind was, waarvan ons losgeskeur is, maar dat ons nog 'n begeerte het om terug te gaan daarna. Ons bly daarteen stry. Want ons is geneig om dit te wil doen. En toets jouself, as jy moeg is, as jy afgemat is, hoe maklik gaan ek terug na my ou sonde? Hoe maklik gaan ek terug na dit waarmee ek eintlik geworstel het, waarvan die Here my verlos het? Maar ek wil weer teruggaan en gaan vat. Ek wil weer teruggaan en gaan sukkel met daardie. Wat verwag die Here van my? Deur sy Gees wil hy hê ons moet stry. Ons moet in 'n geveg en 'n oorlog wees teen die vlees, teen die begeertes van die vlees, teen hierdie bewandeling wat ons geken het, maar waarvan ons gered is. En vir die wat nog nie by daardie punt is nie, die Here is met u besig. Wat as jy vandag hierna luister en besef ons is nie waar ons moet wees nie, maar ons hoor vandag, dan die Here begin om te gryp. Want niemand sal hoor as God hom nie laat hoor nie. Niemand sal verstaan as die Here nie aansteek die vuur wat hy wil laat brand nie. En daarom moet ons geduldig wees met die wat rondom ons leef. Want ons weet nie waar die Here is met wie nie. Maar hy is met almal besig. Vir sommige tot die dood en vir sommige tot die lewe. En wanneer u vandag in vreugde hoor, ons stryd is om te stry teen die vlees. Wanneer moet ons dit doen? Waar moet ons dit doen? Oral. Ons wandel immers in die lewe. Ons wandel van plek na plek. Ons leef in ons eie huis. Ons leef in ander se huise. Ons is in ander omstandighede. Ons is in 'n werk, ons boer, ons het besigheid. Ons gaan skool. Kinders, wandel jy? Strydend? Van vaar jy maar net wat almal doen, daar waar jy skool gaan. Daar waar jy skoolier is, of is daar nie meer beginsels in skole nie? Net wat die onderwyser sê, dit doen ek. Net wat die maatjie sê, dit doen ons. Waar is ons selfbeheersing? En waar is ons stryd teen die vlees? Hoekom doen ek dit? Hoekom word dit van my verwag? Want die Here het my geroep en het my deur sy bloed, en dis wat die nagmaal in besonder sê. Hy het my deur sy bloed gered. Hy het my deur sy bloed het hy my nuut gemaak en hy het vir my betaal in my plek sodat ek kan lewe. Waarom sal ek nie lewe nie? Waarom sal ek nie openbaar dat hy my gered het nie? En daarom word my gedrag elke dag getoets aan hoeveel dankbaarheid ek bewys. Leef ek soos 'n verloste? Of leef ek soos een wat maar nie weet aan watter kant van die spel moet ek wees nie? Lewe soos 'n verloste, want ons het 'n rede. Christus het ons gered.
Daarom gee ek van hom alles. Hoe doen ek dit? Die moeilikste dinge om te doen is wanneer almal een kant toe gaan om na die ander kant toe te gaan. Die moeilikste ding in 'n wêreld wat klaar besluit het, ons gaan sekulariseer. Ons gaan gewoon wees. Daar is niks spesiaal in hierdie wêreld meer nie. Daar is nie 'n besondere godsdiens nie. Alle godsdienste is gelyk en jy kan maar doen wat jy wil, maar dit maak nie eintlik saak nie. Almal aanbid mos en daarom gaan almal na dieselfde plek. Is dit waar? Nee. Daar's net een weg, een waarheid en een lewe. En as die Vader wil kom, moet ons deur die Seun gaan. Hy is die lewe en in hom is lewe. Ek kan slegs deur sy gees wandel as sy gees my die krag gee vir vandag. En in die lig van Efesiërs 6, waar ons die wapenrusting aantrek, trek ons elke dag aan, elke stukkie van die kleding. En dan verkeer ons in gebed. Want deur gebed word ons gedra, dat ons in afhanklikheid voor die Here staan en vra, Here, help my om vandag te stry teen dit wat vir my begeerte is. Dat ek nie daarin val nie. En as ek daarin geval het, dat ek sal pleit, dat U my daarvan sal vergewe. Maar trek my weg, Here. Trek my weg van dit wat my aandag trek, dat ek U kan verheerlik. Geliefdes, wanneer die Gees van God gekom het op Pinksterdag, op alle vlees, het die wêreld die gawe ontvang wat Immanuel met ons, God met ons, 'n werklikheid gemaak het vir almal. En dit, geliefdes, is vir ons 'n vreugde. Dit, geliefdes, is vir ons 'n troos. Laat ons dan wandel deur die Gees van God, want dis sy Gees wat ons lei om sy kinders te wees, ons te herinner daaraan en om te wandel volgens ons kindskap in die Here. Prys sy naam. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, ons dank U vir U goedheid en U genade, vir die guns en die versorging, dat U ons elke dag, hoe langer hoe meer, lei om te wandel volgens U wil. U wat ons in Christus Jesus kom red het, gered het van die dood. 'n nuwe hart kom gee deur die Gees wat in ons kom woon het, sodat ons kan lewe tot in ewigheid. Daarvoor dank ons U, Here. Daarvoor prys ons U, Here. En ons vra dat U in U goedheid sal gee, dat dit met ons sal gaan volgens U wil. Aan U alleen kom toe die lof, die eer en die dank. In Jesus naam. Amen.